Wat maak 'n mens met 'n deel van jou verlede wat jy nooit sou gekies het nie? Met iets wat iemand aan jou gedoen het. Iets wat skade veroorsaak het. Iets waarvan jy nie sommer kan sê ag dit was seker maar vir die beste of dis maar oukei nie. Ons kyk vandag na Genesis 45 vers 1 tot 15 en dit gee vir ons 'n merkwaardige antwoord. Nie die maklikste antwoord nie. Josef kyk terug na die mense wat hom verkoop het en sê twee dinge wat op die oog af amper nie saam kan bestaan nie. Aan die een kant sê hy, julle het my verkoop, en aan die ander kant sê hy, God het my gestuur. So kom ons kyk mooi na hoe albei in hierdie gedeelte waar kan wees. Ons gaan begin by die groter prentjie. Genesis 45 is die emosionele klimaks van die Josef verhaal, wat in Genesis 37 al begin. Josef se broers raak jaloers op hom. Hulle gooi hom in 'n put, hulle verkoop hom en hulle laat hulle pa Jakob glo dat Josef dood is. Of hulle dier het hom verskeer. Josef beland in Egipte. Daar volg slawerny, onreg, gevangenskap en uiteindelik 'n ongelooflike ommekeer waarin Josef se posisie van 'n enorme, hy word soos 'n enorme mag in Egipte. En dan kom hongersnood. En dieselfde broers wat hom verkoop het, staan jare later voor hom om kos te kom koop. Hulle herken hom nie. Hy herken hulle wel. Maar iets belangriks gebeur net voor Genesis 45. In Genesis 44 dreig Benjamin, Josef se jonger broer, om as slaaf in Egipte agter te bly. En Juda, dieselfde Juda wat jare tevore betrokke was by die verkoop van Josef, bied nou aan om Benjamin se plek in te neem. Hy sê basies, neem my, laat hom na sy pa toe teruggaan. Sy pa gaan dit nie kan hanteer nie. Dit is 'n groot, enorme skuif. Die broers wat eers bereid was dat hulle pa 'n seun verloor, is nou bereid om hulle self op te offer, sodat hy nie weer 'n seun hoef te verloor nie. En dis die oomblik waarop Josef nie meer sy identiteit kan wegsteek nie. Genesis 45 vertel daarom nie net van hierdie familiereunie nie. Dit vertel van waarheid, van verandering, genade, voorsiening en die moeilike pad na herstel. En dit berei ook die volgende groot beweging in die Bybelverhaal voort. Jakob se familie trek Egipte toe. Die verhaal begin beweeg in die rigting van Exodus. Dankie dat jy kyk. Welkom by NG Virda Park se aanlyn bediening. En hierdie is Bybelstudie. Die eerste ding wat ons moet raak sien, is hoe ongelooflik versigtig Josef oor sy verlede praat. In vers 4 sê hy, ek is Josef julle broer. Maar hy stop nie daar nie. Hy voeg by dat hy die broer is wat hulle na Egipte toe verkoop het. Josef romantiseer dis niks. Hy sê nie, kom ons vergeet maar van wat gebeur het, dit is water op 'n eenserig, ons is oor dit. Hy sê nie, dit was eintlik alles deel van God se plan, so julle het niks verkeerd gedoen nie. Hy noem hierdie daad, julle het my verkoop. Maar dan, in verse 5, 7 en 8, kom 'n ander werkwoord herhaaldelik na vore. God het my gestuur. Die Hebreëse werkwoord is shalach, om te stuur. Dit word die sleutel waarmee Josef terugkyk na sy hele verhaal. En hier kry ons een van die belangrikste Bybelse uitsprake oor God se voorsienigheid. Daar's twee vlakke van agentskap. Die broers het werklik opgetree. Hulle was verantwoordelik vir dit wat hulle gedoen het. Dit was nie 'n illusie nie. Maar Josef glo ook dat hulle optrede nie die hoogste of die finale verklaring van sy lewe is nie. Hulle het hom verkoop. God het hom gestuur. Later in Genesis 50 vers 20 word dit nog skerper gestel.
Josef sê dat hulle kwaad teen hom beplan het, maar dat God dit ten goeie laat uitloop het, met die doel om mense aan die lewe te hou. Let op wat hy nie sê nie. Hy sê nie wat julle gedoen het was eintlik goed nie. Hy noem dit kwaad. Dit is waar ons gereformeerde teologiese verstaan van God se voorsienigheid ons ook help. God se soewereinheid beteken nie dat mense marionette is, dat God optree soos 'n papeteer nie. Dit beteken ook nie dat God kwaad goed noem nie. Dit beteken dat geen menslike daad, selfs nie kwaad nie, uiteindelik groter is as God se vermoë om lewe, redding en 'n nuwe moontlikheid daaruit voort te bring nie. Dink aan 'n stuk materiaal wat geskeur is. Die skeur is werklik. Jy hoef nie voor te gee dat dit nooit gebeur nie. Maar die skeur hoef nie die enigste ding te wees wat daardie materiaal voortaan definieer nie. God se genade werk nie deur die skeur denkbeeldig reg te maak nie. God se genade werk deur te keer. God se genade werk deur te keer dat die skeur die laaste woord kry. Dit is wat Josef oor sy lewe begin verstaan. Nie dit was maar alles goed, of God het 'n beter plan gehad nie. Maar eerder, dit wat kwaad was, het God nie gekeer om lewe te bring nie. Versoening begin nie by vergeet nie, maar hier is 'n dieper spanning. Ons lees in Genesis 45, ons lees dit maklik as 'n eenvoudige verhaal oor vergifnis. Die broers is jammer, Josef vergewe hulle, almal huil die einde. Maar die teks is interessanter en eerliker as dit. Die gewone Hebreëse woord vir vergewe, salag, word nie eens in Genesis 45 vers 1 tot 15 gebruik nie. Die verteller gee nie vir ons 'n definisie van vergifnis nie. Hy wys vir ons hoe herstel begin lyk. Kyk na die beweging. Josef openbaar sy identiteit. Hy sê, ek is Josef. Die broers kan nie antwoord nie. Die teks sê, hulle is verskrik. En dit maak sin. Die man wat feitelik onbeperkte mag oor hulle het, is skielik die broer wat hulle as slaaf verkoop het. Dink die ongemaklikheid in. In die antieke eer en skaamte kultuur is hulle nou in 'n baie kwesbare posisie. Josef het politieke mag, hy het ekonomiese mag, hy beheer die toegang tot kos. En hy het ook morele mag, want hulle weet wat hulle aan hom gedoen het. Maar kyk wat doen Josef met daardie mag. In vers 4 sê hy, kom nader. En dit is belangrik. Tot nou toe het Josef afstand beheer. Nou gebruik hy sy mag om die afstand kleiner te maak. Dan noem hy homself nie net Josef nie. Hy sê, ek is Josef, julle broer. Die familieband word hier genoem. Daarna beloof hy om vir hulle te sorg. So die jongste, wat eens die jongste was, neem die plek in. Hy reël dat sy pa en die hele huishouding naby hom kan woon. En uiteindelik omhels hy sy broers. Hy huil, hy soen hulle. En dan kom een van die stilste, maar mooiste sinne in hierdie verhaal na vore. Daarna het sy broers met hom gepraat. Dit klink amper onbelangrik. Tog, as ons so teruggaan na Genesis 37, lees ons daarso dat sy broers nie vriendelik met Josef kon praat nie. In Genesis 45 vers 3 kan hulle glad nie met hom praat nie. En in Genesis 45 vers 15 praat hulle uiteindelik met hom. Die verhaal beweeg dus. Van vyandige taal na stilte, na gesprek. Ons sien iets van versoening in hierdie verhaal. Versoening in narratiewe vorm. En dit is belangrik vir ons moderne verstaan van herstel. Versoening is nie noodwendig net 'n besluit binne my kop nie. Dit het te doen met waarheid.
veiligheid, veranderende gedrag, nuwe nabyheid, en uiteindelik sien ons herstelde kommunikasie. En soms neem dit tyd. Ons sien dit later in Genesis 50. Na Jakob se dood is die broers weer bang dat Josef dalk nou wraak gaan neem. Met ander woorde, die versoening van Genesis 45 is eg. Dit wat Josef gesê het, hou stand. Maar 20 jaar se skuld en vrees verdwyn nie noodwendig binne 20 minute se huil en omhelsing nie. En dalk is dit 'n belangrike woord vir mense wat met brose verhoudings leef. Genesing is nie minder eg omdat dit stadig is nie. Hierdie is natuurlik een van daai tekste wat maklik misbruik kan word. Veral met een baie bekende frase. Alles gebeur met 'n rede. Dit klink mooi vroom, dit klink mooi Christelik, maar dis nie presies wat Genesis 45 sê nie. As iemand mishandel is, verraai is, misbruik is, beroof is, of groot verlies beleef het, kan alles gebeur met 'n rede maklik klink soos: God het dit nodig gehad dat dit met jou gebeur. En dit is nie die punt van hierdie verhaal nie. Josef sê steeds: julle het my verkoop. Genesis 50 sê steeds: julle het kwaad bedoel. Die kwaad word nooit herroep as goed nie. Die goeie nuus lê eerder elders. Die goeie nuus is dat kwaad nie die finale antwoord kry nie. Dit kan seermaak. Dit kan steel van 'n mens. Dit kan letsels laat by 'n mens. Maar dit kan nie uiteindelik bepaal wat God nog uit 'n mens se lewe kan voortbring nie. En ons moet hierdie teks ook nie gebruik om mense te dwing om onmiddellik weer 'n verhouding met iemand aan te knoop wat vir hulle skade aangedoen het nie. Josef staan nie hier as 'n magtelose slagoffer voor 'n gevaarlike oortreder nie. Hy het agency, agentskap. Hy beheer die situasie. Hy het oor tyd sy broers se gedrag waargeneem. En hy het gesien dat Juda nie meer dieselfde man is as wat hy in Genesis 37 was nie. Daarom kan ons nie uit hierdie verhaal 'n eenvoudige reël maak wat sê as jy 'n Christen is, moet jy net vergewe, vergeet en aangaan nie. Nee. Hierdie teks self vergeet nie. Josef vergeet nie. En opvallend genoeg huil Josef steeds. Hy kan glo dat God hom gestuur het en huil oor wat met hom gebeur het. Geloof kanselleer nie wat gebeur het of hierdie rou nie. Voorsienigheid kanselleer nie die pyn nie. Genade maak waarheid nie onnodig nie. Die uitnodiging van hierdie teks is dus nie hou op seer kry en raak net geesteliker nie. Dit is eerder, kan ons lewens leer lees met 'n ander lens. 'n Lens waarin mense verantwoordelik bly vir wat hulle doen. 'n Lens waarin ons nie pyn ontken nie, maar ook 'n lens waarin geen wond die reg kry om finaal te besluit oor wie ons is of wat God nog met ons lewe kan doen nie. En daarin hoor ek iets baie belangriks vir ons as geloofsgemeenskap. Ons is familie. Ons behoort aan mekaar. En juis daarom behoort ons ruimtes te wees waar waarheid en genade nie teenstanders van mekaar is nie. Waar kwaad genoem kan word. Waar mense veilig genoeg kan wees om te kan huil, om broos te kan wees. Waar herstel nie afgedwing word nie. Maar ook waar ons bly glo dat God se nuwe stories of dat God nuwe stories kan laat ontstaan waar ons gedink het hierdie verhaal is klaar nie.
Miskien is die grootste uitnodiging van Genesis 45 om anders na ons verlede te kyk. Nie om dit mooier te maak as wat dit was nie, nie om seer weg te redeneer nie, nie om te sê dat alles wat gebeur het, moes gebeur nie, maar om te vra, het hierdie gebeurtenis die finale reg om te besluit wat my lewe beteken? Josef se antwoord is nee. Die broers kon hom verkoop, maar hulle kon nie God se vermoë om lewe te bring verkoop nie. Hulle kon hom na Egipte toe stuur met een bedoeling. En God kon dieselfde geskiedenis in 'n groter verhaal van bewaring en redding opneem. Ons sien iets van God se genade hier raak. Nie dat die verlede verdwyn nie, maar dat die verlede nie meer alleen die toekoms mag skryf nie. Mag ons daarom mense wees wat die waarheid ernstig genoeg opneem, om nie kwaad mooi te praat nie. En God se genade ernstig genoeg op te neem, om nooit te glo dat gebrokenheid die laaste antwoord is nie. Dankie dat jy saam gekyk het. Ek hoop dat jy iets van God se genade en God se voorsienigheid in hierdie verhaal van Josef kon raak sien. Mooi week vir jou verder. Totsiens.